Jurg Olsen is die mede-eienaar van die leeu. Jurg, wat het daartoe gelei dat julle die leeu vandag gebring het vir 'n MRI? Hy was, hulle het baie gespeel, hulle speel verskriklik hard. Dis jong mannetjies, hulle is nou so 13 maande oud, so hulle speel verskriklik hard. En ons het gesien hy begin bietjie van balans afraak. En dan behandel ons hom en dan kom hy reg en dan 6 weke later dan is dit weer dieselfde storie. En toe het ons met Dr. Glenn en Sean hulle gesels en hulle het voorgestel dat ons die MRI doen om seker te maak wat dit is dat ons reg kan behandel en een keer kan behandel, want jy wil nie aanhoudend vir 'n leeu medisyne gee nie. En as jy nou sê hy is van balans, kan jy vir ons beskryf hoe dit gelyk het? Wat het presies het julle gesien gaan verkeerd? Weet jy, as hulle speel byvoorbeeld, dan sal hy sy balans verloor. En dan gaan hy weer aan en dan stap hy weer, dan verloor hy weer bietjie sy balans. Dis nie, kom ek stel dit vir jou so, vir die normale ou buitekant gaan hy teen nie eens raak sien nie. Maar omdat ons dit al soveel jare doen en dit so deel is deel van ons, is alles jy tel dit baie vinnig op. So elke leeu, elke dag word na gekyk, elke leeu word geëvalueer om seker te maak hulle is reg, dat daar nie foute is nie. Veral nou weer dat ons kan nou 'n fout wat ons nou het of iets 'n probleem wat ons nou het, kan ons nou uitsorteer voordat dit 'n groot probleem word. En hoe is dit om leeu's aan te hou? Dis harde werk. Dis elke dag en daar is nie 'n afdag, daar is nie 'n ding soos 'n afdag of 'n rusdag of 'n maar ek dink is seker een van die mees belovendste of dit is 'n sielvolle ervaring elke dag. Dis nie as jy ingaan of as jy in die dag by die leeu's kom, elke dag is anders. Maar dit is 'n sielsverrykende en 'n siel ervaring wat ek nie kan beskryf nie. Jy moet dit self doen. Jy moet dit self voel om tussen hulle te wees, daai majestueuse diere wat daar's net iets baie spesiaal. Hy's nie verniet wat hulle sê die king of the jungle nie. Daar's niks wat naby 'n leeu kom nie. Daniel Groenling is 'n radiografis by Garden Route Radiology. Daniel, kan jy vir ons vertel hoekom julle juis 'n MRI doen op die leeu en nie enige van die ander tipe skanderings wat julle hier aanbied nie? Wel, hulle soek 'n bietjie van 'n sagte weefsel issue. Daar's 'n paar redes hoekom die leeu van balans af kan wees, so wat ek nou maar kort gelees het, want ek doen eintlik mense nie diere nie, maar ek probeer maar my beste. Is ons soek 'n rede vir die wanbalans. So MR's gaan vir jou meer sagte weefsel wys, so dit sal wys as daar enigiets druk is en of daar enige massa is en enige abnormaliteit is, waar ander skanderings gaan miskien net die been uitwys en glad nie infeksies of so uitwys nie. En hoe gereeld doen julle skanderings op diere? Is dit iets ongewoon of is hierdie nou maar is hierdie iets wat jy al redelik gereeld gedoen het? Ek doen baie honde en katte. Dis nou die eerste groot dier wat ons nou doen in omtrent 12 jaar hierso. So dis nou my eerste leeu om te scan, maar ek doen gereeld die diere. Jy het genoem julle het 'n rukkie terug, 'n paar jaar gelede ook 'n groter dier gesien. Kan jy my 'n bietjie daarvan vertel? Hulle het, ek dink is so 12 of 13 jaar terug het hulle ook 'n luiperd welpie gedoen. Maar ek was nie betrokke daar nie, so ek kan nie veel van dit vertel nie, maar dit is maar 'n buitengewone ding om 'n so groot dier op 'n MR te sit. The care of these lions, and especially also Zamba as well, give us some insight into your world with the lions every day. Hey? Each and every morning, they still made like breakfast. Yeah, they always know there. So it's so nice to be with them each and every time, each and every day. Yeah, it's like children. It's so nice. Okay, Jill, this is still fairly new to you. What is it that you love most about dealing with lions every day? It's just such an experience and such a privilege. They've got a way of working their way into your hearts and into your souls. And it's pretty much like with children. I mean, they go to bed at night and you look at them and think, oh, they're so cute. And you wake up in the morning, you see them again. And they just give you so much inspiration for life. They just fill you with so much warmth and love. And I've never experienced that with any animal before, I must be honest. Yeah. Jy het gou terugkom by hierdie geval nou. Hoe het julle op Garden Route Radiology afgekom en hoe het dit gebeur dat julle juis hiernatoe bring? Dis Dr. Sean en Glenn van Oudtshoorn Veterinary Kliniek. En dit is die enigste plek wat bereid was om vir ons die MRI te doen. Dis 'n leeu, so dit bly 'n gevaarlike dier, maak nou nie saak hoe oulik en hoe cute of wat hy bly 'n gevaarlike dier, dit is 'n roofdier.